Paulus kom skryf die volgende, hy skryf vir die gemeente van Korinthe, en hy kom sê vir hulle iets, hoor wat sê vir hulle, hy sê, maar dank aan God, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer, en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei. So hy kom en sê, deur Christus is ons besig met 'n triomftog, 'n oorwinningstog, né? En so ver ons gaan, is ons besig om die geur van Christus te versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus aan God. Ek wonder baie keer as die Here na ons kyk, of hy kom staan so 'n bietjie by ons, en hy ryk so 'n bietjie aan ons. Nou, baie van julle, nou, ek weet, daar's van julle as jy nou so 'n bietjie geoefen het, die wat nou oefen, of jy's 'n persoon wat nou baie perspireer, dis nou 'n mooi woord vir sweet, né? En dan is niks meer verkeerd nie, die Here het so gemaak, maar baie mense het maar net die geaardheid om bietjie meer as ander te sweet, dit is normaal, as dit's fout nie. Maar dan die slim mense het sulke oulike goed uitgebring, wat hulle parfume noem en deodorant noem en alles, jy spuit of jy smeer dit op, of die antiperspirant goed is, om so 'n bietjie lekker te kry, want jy wil nou nie, laat iemand jou ryk nie, dit gaan eintlik oor, maar net so 'n bietjie, om gesond en skoon te wees, né? Maar baie keer kan jy nou nie help, en jy het nou nie spuit goed op die ander, en dan ryk jy maar bietjie, maar dis okay, dis normaal. Die Here kom en hy sê deur Paulus, hy sê, in Christus, deur Christus, is ons, ek en jy, veronderstel om 'n lieflike geur aan die wêreld uit te dra. So ek wil môre vir jou vra, wat se geur dra jy uit na buitekant toe? Hoe ryk jou spuitgoed wat uit jou uitkom vanmôre? Somtyds ryk dit soos Chanel, of soos Brut, of wat ook al jy alles wil noem. En ander kere ryk dit, man, ek was vanmôre in die vark gewees. Ek ryk soos hierdie môre. Dit ryk of ek 'n paar kilos gehardloop het. En dis die bewys daarvan. Want hoekom, wat in jou is, moet uitkom. Alles wat in jou is, kom eventually uit. Maak nie saak wat gebeur nie. Jy kan dit wat toesteek, so lank as wat jy wil, of probeer, maar iewers op 'n manier, gaan daar iets uitkom. So behalwe dat die vrug gaan uitkom, praat Paulus ook van 'n lieflike geur. Dan sê hy so, want ons is 'n aangename geur vir Christus, van Christus aan God, vir die wat verlos word, en vir die wat verlore gaan. Vir laasgenoemde, dis die wat verlore gaan, 'n reuk vanuit die dood tot die dood. Vir die eerstgenoemdes, 'n geur vanuit die lewe tot die lewe. En wie is hiertoe bekwam? So ek kom en sê, vir die ou wat die Here dien en vrees en liefhet, is jy 'n lieflike geur veronderstel om te wees. Ek weet mense kan jou ryk deur na jou te kyk. Wat jy doen, skei 'n geur af. Waar jy gaan, skei 'n geur af. Wat by jou mond uitkom, skei 'n geur af. Wat jy dink, al sien ander dit nie, voor God skei dit 'n geur af. Hoe jy reageer, daar in jou kar, in jou binnekant, daar waar mense jou nie sien nie, jy gee iets voor, maar die binnekant is jy eintlik iets anders. Dis 'n geur wat jy afskei wat die Here sien. Wat se geur skei jy af? Jy sien nou baie mense wat by die houding sal hy sê, ek het nie 'n saak, ek gee nie om hoe ek ryk en wat ander mense ryk, dit is hulle probleem. Jy is reg as jy so wil sê. Maar die woord van die Here sê, ek is 'n lieflike geur tot God, deur Jesus Christus. So wanneer ek in Christus leef, deur Christus leef, is dit 'n lieflike geur aan God. Ek moet lekker ryk vir die Here. En hoe doen ek dit? Deur Jesus Christus. Want Christus het 'n lieflike geur afgeskei toe hy aan die kruis gehang het. Ek wonder as jy 'n bietjie op 'n altaar gegooi word en gebrand word, hoe gaan jy ryk? Want Christus, toe hy aan die altaar kom, op die offeraltaar brand, vir die sondes van hierdie wêreld, en die prys betaal. Toe sê die woord, het dit soos 'n aangename geur voor God opgegaan.
wat is Ou Testamenties. U weet van die Ou Testament, van die offers. Die lam en die beeste en die duwe, die mense moes offers kom bring, sodat God die lieflike geur kan ruik van die braaivleis, en as hy die lieflike geur ruik, dan sê hy, dit ruik so lekker, man, kom vergewe hulle sondes, hulle ruik te lekker vir my. Because repentance, belydenis is 'n lieflike geur voor God, en hoogmoed en trots stink voor God. Kom aan. As jy 'n humble hart het en kan bely en om verskoning kan vra en verskoning kan gee, is dit 'n lieflike geur vir God. Vir jou voel dit dalk nie so nie, want dit kos 'n prys. Ek het vir jou gesê in die begin van die jaar dat ons hierdie jaar deur die vuur sal gaan en jy gaan gelouter word en jy gaan gebrand word. En terwyl jy nou brand, wat gaan uit jou uitkom? Paulus sê, as Christus nie in jou en deur jou is nie, kan jy nie 'n lieflike geur afskei. Oulik as jy deur goedes gaan, dinge beleef, ervaar, jou normale lewe by die werk, by die huis, by jou, jy word so 'n bietjie getest, jy word so 'n bietjie onder druk geplaas. Vrydag aand, toe sit daar by Jacques, toe is besig om die wors vir die manne te braai. En terwyl ons so braai, nou jy weet, daar's nou een ding, en dis nou soos 'n wors wat braai, wat geneig is om jou bure verskriklik kwaad te maak. Nou ou sit voor sy TV, dan ruik hy hierdie braaivleis geur van 'n wors, want 'n wors kan dit doen. Dan sê hy, dit kan nie wees nie, dis nog weer einde van die maand, my buurman braai, en hy het wors, of iets wat lekker hy sê vir my, hy sê, pastoor, kyk, hierdie hele erf my is toe onder die rook, en dit waai so in die straat af. Dis sulke bolle rook soos hierdie 40, 48 stukke wors moet gebraai word. Nou dink ek maar net, ons het al gebraai, dan net as 'n getuie, dan sit ons daar een Vrydag, dan sê sy, dit kan nie wees nie. Wie braai om ons? Wie kan hierdie tyd van die maand braai bekostig? Dit ruik so lekker. Dan eet ons pasta, niks fout met pasta nie. Maar daai stukkie vleis, Orion Salomon, daai geur van vleis en vet wat brand, doen iets aan jou. So bereik, al is jy 'n vegetariër, as jy 'n vegetariër is, dan maak jy niks, ek is so verskriklik jammer, jy's 'n vegetariër, maar ek dink aan hierdie kant van die wêreld eet ons nog vleis. Maar wees gesond, ek het dalk ook 'n bietjie vegetariër in my lewe nodig, ek bely dit. Ek erken dit, ek is nie onskuldig in die ding nie. En my dokter sal vir my sê, Louis, ek dink jy moet 'n paar kilos verloor, as ek daar by hom sou eindig, en hy weeg my, sê, ek dink, want hy gaan sê, as jy gewig verloor is, dan kom jou gesondheid op, jou hart word beter, jou longe beter, jy haal beter asem, wat goed is vir jou suurstof, en jou bloedvlakke, so alles gaan bietjie beter gaan, so kry jy jou gewig reg, en dan beter asem, dan gaan dit gesonder met jou gaan. Maar ek is nie die enigste ou nie. Dis moet jy ander ook iets sit, hè. Maar Paulus kom en hy sê, ek en jy moet 'n lieflike geur wees, daar buite. Daar waar jy werk, daar waar jy kommunikeer, daar waar jy praat. Hy gaan verder, dan sê hy in Hebreëus, sê hy so, Hebreëus 13 vers 15, sê hy sê, laat ons dan deur hom voortdurend 'n lofoffer aan God bring. Laat ons gedurig 'n lofoffer. Dis nie net van jy sing nie, jy bring 'n offer aan God. So, dis hoe jy môre sê, gaan jy met jou lippe sing of gaan jy met jou hart sing? Want as jy sing, dan bring jy 'n offer aan God. Dis een van die maniere. Dis 'n lieflike geur vir God. So, dit stink dalk of dit ruik lekker. Jy sing maar net saam met die woorde oulik is, en jy ken al jou kop uit, of jy kom werklik waar jy kom met 'n eerbiedige hart voor God, jy sê, Here, ek wil U vanmôre aanbid vir wie U is, want ek het U lief en U het 'n groot werk vir my gedoen. Dit is die vrug van lippe wat sy naam saambely. En hy sê, as ek 'n lofoffer aan die Here bring, is dit die vrug van my lippe. So, wanneer ek God loof en prys met my lippe, bring dit 'n lieflike geur voor. So, nou wil ek jou vra, as jy met jou lippe praat, hoe klink jou lippetaal of hoe ruik jou lippetaal wat uitkom? Kyk, sekere mense het 'n geneigtheid om sekere mense net op te werk.
sekere dinge wat sekere mense doen, het net 'n geneigtheid om mense te irriteer. Man, jy kyk net vir die ouers jy geïrriteerd. Hy het ook niks gedoen nie, maar net die feit daarvan, hy het lang terug al net die feit daarvan. So jy's geïrriteerd met alles om jou. Jy het nie 'n goeie dag by die werk gehad nie. En nou kom jy by die huis aan. En dit kan sommer sien, hierdie man is om môre of vandag deur die vuur gewees. Hy kom by die huis aan, en dit ruik nie lekker nie. Dit ruik nie lekker. Want as hy die ou nou of hierdie vrou nou haar mond gaan oopmaak, gaan daar nie 'n lieflike geur uitkom nie. En dis hoe ons is baie keer as mense. Nou hier is nie 'n aanklag, ek sê vir die normaliteit, want ek is ook daar. So wanneer ek praat, sê hy, hierso moet ek eintlik lof van die Here bring. So wat ek eintlik vir jou wil sê is, bly stil as jy niks moois om te sê. Wat in die hart is, kom in die mond uit. En wat jy gesê het, kan jy nie terugtrek nie. When it's out, it's out. Woorde loop soos frekwensie, dit stop nooit nie. Mense het satelliete in die ruimte ingestuur en teruggewys na die aarde toe. Ver. Dan hoor al hierdie geraas, hierdie klanke wat kom. Dan is dit klanke van mense en geraas van die aarde. Dit dra frekwensie, 'n frekwensie stop nie. Hy gaan deur hier, hy trek vir ewig. Hy stop ergens nie. Daarom sê die woord van die Here, ons sal verantwoordbaar doen voor God vir elke woord wat op hierdie aarde gespreek het. Dit word aangeteken in die hemelruim. It's there. Dit word nie uitgevee nie. Nou as dit so is, hoekom sal ek dan nou my mond gebruik om eerder te vloek en te skel as om te loof en te prys? Ek het baie keer voel nie om dankie te sê nie. Ek het baie keer voel nie om te sê mooi so goeie getrou diensdag nie. Ek weet jy voel nie altyd om te sê dankie, great job nie, of ek is lief vir jou of waardeer. Ek weet dit is so. Dis ons menslike natuur. So wat kom uit jou lippe uit? In Efesiërs 5 vers 1 tot 2 sê dan: volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde, net soos Christus ons lief gehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offer aan God, as 'n offerande wat 'n aangename geur is. Wanneer jy jouself neerlê voor God en mense, dan ryk God dit. Kom aan geliefdes. Jy moet vanmôre hierdie ding hoor. Ons kan nie meer net rondgaan en dinge sê en dinge doen en lyftaal hê en goedes doen nie. Partykeer het jy net nie 'n goeie dag nie. Partykeer, maar jy moet op 'n punt kom en sê, Here, dan moet ek eerder na my binnekamer toe gaan en met die tyd spandeer of musiek aansit of eerder sê, laat ek net 'n draai gaan ry, kom nou terug en voel ek beter. Wie het al so gevoel? As ek eer die Here, my pa het al een keer gesê, laat ek eerder nou 'n draai gaan ry, want ek gewis het, as hy nie 'n draai gery het, het hy my dood gemaak. Dis so. Ek moet net afkoel, want hoekom? Hy het 'n verskriklike dag by die werk gehad op TSB as 'n pastor en draaier. Hulle werk is warm. En nou kom hy by die huis, dan kom ma. Wat 'n moeilike dag gehad met die seuns. En dan kom sy en dan pak sy by pa af. En pa is al klaar 'n slegte dag en hy is nie lus vir hierdie gemors by die huis dan nie. Hy wil net kom sy skoene uitskop, ontspan, sy bord kos eet en rustig raak, want môre moet hy weer werk. Want dan kry hy nou al hierdie goed. So wat gaan gebeur? Hy gaan reageer op wat hy hoor en wat hy sien. En dan moet hy nou eers kom en almal bymekaar maak daar. En dan in die kamer in 'n hok en jaag en die goed uitsorteer. Dan is hy sommer klaar opgewerk. Want hy voel dis nie sy werk nie. Hy sien die lus daarvoor nie. Nou, geliefdes, dis hoe ons baie kere voel. Ek weet jy's baie keer nie lus vir sekere goed nie. Maar dit gee ons nog steeds nie die reg om op 'n manier op te tree wat God nie behaag nie. So ek preek vir myself ook vanmôre en sê, ons moet altyd dink voordat ons iets sê, voordat ons iets doen, voordat ons reageer. As jy jou kry, se ding uit jou mond het geglip. En jy word dalk net so knypie gegee. Bly eerder stil, want jy is besig om wat te doen? Dood te spreek, vloeke te spreek. Jy is besig om af te breek in plaas van op te bou. In Levitikus hoofstuk 16, dis so mooi. Sê, dan praat met die priester, sê, hy moet die reukwerk voor die Here op die kole gooi, die wolkrook uit die reukwerk sal die versoendeksel wat oor die getuienis is verberg, sodat die priester nie sal sterf. So wat gebeur, buitekant in die tempel, of die tabernakel in die woestyn, het hulle hierdie groot offeraltaar gehad.
groot. Hulle het beeste, skape, bokke, duwe daar geslag. My ma, dit was 'n slaghuis gewees. En geoffer, en die bloed het geloop. Jy weet, hoe lyk daai priester se klere? Wit, hulle rooi van die bloed, hulle hande, hulle is net in die vet en die olie en in die bloed. En as hulle daar klaar is, moet hulle na die waskom toe gegaan het. En dan moet hulle self gaan was, hulle hande en hulle gesit, dat hulle rein kan kom, want die sondes is nou gebrand en vergewe, en dan is dit nou rein. En wat hulle dan gedoen het, dan sê hulle, en as hulle die toonbrode gepak het, en is die menorah waar daar staan waar die lig is, en dan is die rookofferaltaar daarvoor, so, daar is ons prosesse, dis die voor, en dan is die heiligste, dan is die allerheiligste. Die doel is om in die allerheiligste in te kom deur die voorhangsel. En die priester gaan een keer die jaar in en julle weet dit. So wat moet hy nou doen? Nou sê die woord van die Here, hierdie priester het hom klaar gereinig. Hy het skoon klere aangetrek. Niemand mag aan hom vat nie. As iemand aan hom vat, moet die hele ritueel weer oor begin, want hy weer gaan was en bad en weer ander skoon klere aantrek. Want hy mag nie vuil besmet deur die wêreld in die allerheiligste God se teenwoordigheid ingaan nie. Dis 'n teken van reiniging. En dan moet hy 'n plaat vat, wat met 'n handel is so lank plaat. Niels het so lank graaf. As jy daar na die mannekamp toe gaan, of jy sê, wat so, maar hy so plat. En dan het hy hierdie plat graaf gevat en hy het kole geskep. En dan het hulle incense en krye gevat en oor hierdie kole gooi. Dit is nou buite die reukaltaar waar voor die voorhangsel staan. Dan het hulle reukwerke opgegooi, dan begin die goed brand. Dan kom daar 'n lieflikkie, dan word daar rook afgegee. En dan moet hy hierdie ding vat daar na die allerheiligste toe. En dan moet hy so half deur die gordyn druk, dat daai rook daai hele plek vol maak. Sodat hy daarin kan gaan, dat die rook hom oordek. Dat dit hom toemaak, en dat hy nie doodgeslaan word deur God nie. So my lieflike geur, wat ek afskei in Christus, gee vir my toegang baie keer tot die allerheiligste toe. 'n Mooi, goeie gesindheid maak die deur oop. Dis een van die dinge wat hulle moes doen. En dan kom lees jy in Openbaring, en ek het dit al vir jou voorheen gesê, in Openbaring 8 vers 3 sê, en 'n ander engel het nader gekom met 'n goue wierookbak, en by die altaar gaan staan. Baie reukwerk is aan hom gegee, saam met die gebede van al die Heilige Gees, en op die altaar gegooi voor die troon van God. So hy vat die gebede, hy vat die reukwerk, die lieflike geur, en hy kom dit en hy gooi dit op die altaar, en dit bring hy voor God as 'n lofoffer. En daarom is ek en jy tot lof en tot eer van God. Jy is nie net maar hier nie. En daarom moet ons hierdie vleis kruisig, en hy moet vuur toe gaan. En wanneer hy op die vuur kom, en hy begin te brand, en jy is regverdig voor God, bevind deur Jesus Christus, dan skei jy 'n lieflike geur af, wat vir God aanvaarbaar is. En hy kyk nie en sê, mooi so goeie getroue dienste, of daar's my kind vir wie baie lief is. Sê Openbaring hoofstuk 5 vers 8 sê, en toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk gehad, wat die gebede van die heiliges is. Jou gebed is 'n lieflike geur voor God. Soms stink dit, en ander kere ruik dit lekker. Ek kon sê, die engele het met bakke voor hom kom staan van al ons gebede, wat 'n lieflike geur is. Met ander woorde, ek wil jou vandag bemoedig is, as jy nou nie baie gebid het, moet jy begin meer bid. En hoekom? Hoe meer jy bid en hoe nader jy in God kom, hoe meer word jou woorde en gebede 'n lieflike geur voor God. By ons gaan so 'n klein parfuumbotteltjie hê soos daar, en ander gaan 'n groot een hê. Want die engele hou dit in bakke vas, sê. Hulle kom en vang ons gebede op. Eksodus 35 vers 15 sê, die altaar vir die reukwerk en sy draaghoute, die salfolie en die geurende reukwerk en die toegangsgordyn by die ingang van die tabernakel geplaas. En hulle sê, die wierookaltaar, wat met goud oorgetrek is,
het voor die gordyn daar by die hoekie gestaan. En daar het hulle die insens gebrand, sodat dit 'n lieflike geur daar by God kan wees. En dit moes gebeur 2 keer 'n dag. In die oggend en in die aand. Dit mag nie uitgegaan nie. So hulle moes in die oggend inkom, en dan moes hulle nuwe reukwerk op hierdie kole gooi, nuwe kole bysit, en dan moet hy brand hierdie dag, en dan vanaand as die aandoffer kom, dan moet hulle weer reukwerk gooi. Aaron moet die reukwerk, soos daar sê, moet geurende reukwerk op die altaar laat brand. Elke oggend, wanneer hy die lampe versorg, moet hy laat brand. En Aaron, ook in die laatmiddag die lampe opset, moet hy die reukwerk voortdurend voor die Here God brand. Dit geld vir julle en julle nageslagte. En dan wil ek eindig by hierdie psalm, en ek het dit in die week met die intercessors gedeel. En dis Psalm 141. Nou Dawid skryf in Psalm 141, hy sê, 'n psalm van Dawid, hy sê, Here, ek roep U aan, kom gou na my toe. Luister na my stem as ek aan U roep. Mag my gebed standhoudend voor U wees, soos die reukwerk, die ophef van my hande, soos die aandoffer. So hier kom Dawid en sê, Here, mag my gebede, my verhouding met U, soos 'n lieflike reuk voor U opgaan. Mag my arms, wat ek optel voor U, wees soos hierdie brandoffer se rook wat voor U opgaan en dit aanvaar. Hoekom het die reukaltaar heel laaste gestaan dan by die gordyn? Hoekom sou jy sê, het hy daar gestaan en nie op enige ander plek nie? Want as jy in die heilige plek inkom, het jy die toonbrode gekry, jy die menorah gebly wat aangesteek is, toonbrode toon Christus, menorah Heilige Gees, en dan jy die lieflike geur gekry, wat ook die Gees is, maar ook ons gebede. Hoekom staan die altaar voor die gordyn? Die wat by die bidderes kan maar sê. Hoekom staan hy dan? Want die altaar voor die gordyn is die een wat die gordyn oopmaak. As jy by die lift kom, jy druk daai knoppie, ting, dan maak jy die lift oop. Die altaar, die wierookaltaar, is die laaste proses, nadat deur alles gegaan het, wedergeboorte, gewas, gereinig, die brood, die Heilige Gees, en nou kom ek by die lieflike geur, wat ons gebede is. Kom ek en as ek my lieflike geur, my gebede voor God bring, dan ting, hy die knoppie, en die gordyn gaan vir my oop, om in te gaan. My gebede is die toegang tot God se teenwoordigheid. Jy is 'n kind van God. Jy is wedergebore. Jy is bloedgewas, soos wat ons almal is. Maar wanneer jy intimiteit voor God wil kom, in die allerheiligste wil instap en daar saam met hom wil wees, daar waar die troon van God is, daar waar die ark is, die plek van aanbidding waar God woon, en sê, jy het nodig om in te gaan deur ons gebede. Jeremia 29 sê so mooi, if you call unto me, I will listen. Jeremia 29 sê dit, if you cry and call unto me, I will listen. Dis die reukaltaar, wanneer jy uitroep tot God in jou gebede, in jou lofoffers, in jou aanbidding, dan maak dit die deur oop, dit maak die gordyn oop, sodat ek en jy kan instap. Ja, die deur is alreeds oopgemaak, die gordyn was geskeur deur Jesus Christus, hy is eintlik oop, maar ons het nie toegang weens ons eie ongeregtigheid en sonde en gemors nie. Ek moet my skoon was, ja, hy het klaar betaal aan die kruis, maar ek moet 'n besluit ook sê, I'm going to leave this behind, so that I can enter into the holies of holies. Jy kan nie vuil sondebevlek voor God kom staan. Jy het eers nodig om deur die kruis te gaan. Jy het nodig om deur die altaar te gaan. Jy het nodig om op die altaar te kom en jou sondes te bely. Jy het nodig om gewas te word. Jy het nodig om by Christus uit te kom, wat die brood van die lewe is, die water van die lewe. Jy het nodig om deur die Heilige Gees gevul te word, die menorah, en dan gaan jy verder na die wierookaltaar toe, wat jou 'n lieflike geur voor God maak. Wanneer die Here dit ryk, dan sê hy, let him come in.
op grond van wat Christus gedoen het, nie wat jy gedoen het nie. Want Christus in en deur jou is die lieflike gees, sê die woord. Jy kan niks doen om 'n lieflike gees te wees, jy gaan elke keer droog maak en 'n fout maak. Kom maar. Elke keer. En elke keer gaan jy sê sorry. But you need to enter through Christ Jesus into the holies of holies. Sê nie weet jy moet jy begin van. Christus is die hek en die deur na die allerheiligste, na God toe. So ek wil weer vandag vir jou vra, wat skei jy af? Wat kom uit jou uit as kind van die Here? As daar vlamme en vuur kom spesifiek hierdie jaar, want dit is 'n voorbereiding vir die jaar, hoor mooi, luister, onthou die woord. Wanneer jy die trials en tribulations gaan, ek weet ons gaan almal, wat gebeur? Waartoe gaan jy as die dinge begin tyd en styf raak vir jou? Hoe lyk jou lewe? Daar's 'n gedeelte wat hulle skryf en Paulus sê, hy sê, julle offers, julle geskenke aan my is soos 'n lieflike geur wat voor God opgegaan het. Met ander woorde, barmhartigheid. Wanneer iemand iets gee, wanneer iemand sy lewe gee, wanneer iemand iets bydra, wanneer iemand iets doen, jy doen barmhartigheid, jy doen goed aan mense, jy help waar jy kan help, is voor God ook 'n lieflike geur. Daarom het baie mense nie 'n probleem om goed te doen nie, want hulle verstaan die beginsel. Want as hulle goed doen aan mense, dan behaag dit God. Want hoekom? As jy 'n mens goed doen, dan doen jy in God goed. Nie aan my nie, nie die kerk, jy doen in God goed. Ek sluit af vanmôre. Na laasweek se lang bedien, kort en kragtig vanmôre. Wat se parfuum skei jy af? Hy het nou gesê, Paulus, ons geur wat ons afskei, is vir die regverdiges 'n geur tot die lewe en vir die onregverdiges 'n geur tot die dood. Moet nou nie vra hoekom ontduik mense my wat in die wêreld is nie. Want dit wat jy uitskei is 'n lieflike geur, maar vir hulle stink dit hoekom? Dit affekteer hulle. As mense praat van die geestelike helm van die vyand, duiwels en demone en die hemel, dan baie mense al gesê, as hulle in 'n doodsding ingegaan het, of hulle weer terugkom, en hulle sê, hulle was in die teenwoordigheid van die vyand gewees, of demone, of die duiwel, dan dit altyd gestink en sleg geruik. Soos arseen, iets wat vrot. En as mense in die teenwoordigheid van die Here gekom het, of in die hemel, het dit altyd lekker geruik. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat se lieflike geur skei jy af? As iemand lekker kos maak en jy stap in sy huis in, dan ruik jy dit dadelik. Of as die buurman, of die braaivis waarvan ons gepraat het. As jy mense se teenwoordigheid instap, wat se geur skei jy af? Gaan jy saam met hulle praat? Gaan jy saam met hulle dinge doen? Of gaan jy 'n ander geur van God afskei? Vir hulle gaan dit die geur van die dood wees, maar vir party gaan dit die geur tot die lewe wees. So ek wil jou vandag bemoedig. Miskien is dit tyd to change your perfume. Kom maar, jou geestelike parfuum. Man, as jou vrou vir jou nou eendag sê, man, ek dink jy moet die ander blikkie spray vat, dan is dit nie die fisiese stank nie, dan sê sy, jou houding stink. Ons het ons nie sê ding, jou houding stink. Dan weet jy, dis tyd om daai geur te verander en reg te maak. Kom ons verheerlik Christus. Kom ons verheerlik God deur ons lewe, deur ons optrede, deur ons gedrag. Kom ons wys vir die wêreld wie God is. Kom ons wys vir die wêreld wie Christus is, wat die prys betaal het vir jou en vir my. Ek weet dit is nie altyd maklik nie, maar dit is moontlik. En jy gaan meer en meer deur dit gaan tot jy dit reg kry. So moenie moed opgee en moedeloos raak of weghol nie. Doen dit weer. Jy gaan dit die mense reg kry. As jy dit gekry het, dan gaan jy na die volgende een toe. Amen.